Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Beskuit sake, brood van die lewe vir elke gees, siel en liggaam. Nagmaal versus jou offer by die altaar los. Ek wil net hierso gou verduidelik. Ek persoonlik dink daar's 'n misverstand rondom hierdie gebruik in die nagmaal, dat mense die nagmaal mag gebruik nie oor jy sukkel met een of ander sonde in jou lewe dalk, of oor jy dalk geskil met 'n broeder of 'n suster het, en nou mag jy nie nagmaal gebruik nie. En dit kom uit die vrees, dat die woord in 1 Korintiërs 11 van die nagmaal verduidelik, dat mense eet en drink 'n oordeel oor jouself. Jy moenie by mekaar kom en die nagmaal op 'n onwaardige wyse gebruik en veroordeel staan nie. En daar's 'n groot misverstand glo ek volgens dit. En dit word vergelyk, die nagmaal gedeelte wat jy nou nie mag doen nie. Dan sê mense goedbedoelende baie keer as jy nagmaal wil gebruik, gaan versoen eers met jou broeder. En dan kom jy terug en gebruik nagmaal, en wil mense nou nie nagmaal gebruik nie, want hy het mos nou konsuis, is hy vlek op sy lewe. En ek wil net hier regstelling doen. Kom ons kyk gou Matteus 5:23, waar daai skrif eintlik vandaan kom. Hy sê daar, as jy dan jou offer, in Engels jou offering gift, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Dit het ons nou begin oordra in die nagmaal in. Ek weet nie hoekom nie, ek dink is omdat mens maar versigtig is, en te dink, weet laat ons gaan nou oordeel oor onsself bring. Ek wil net gou iets duidelik stel gou hier. Volgens die Ou Testamentiese wet om 'n lammertjie of 'n offergawe te vat na die altaar toe wat vir jou geoffer moet word, was 'n offer wat jy gebring het vir jou sonde. Daarom sê hy dan, as jy jou offer na die altaar toe bring, en het val jou bruid, jou broeder iets teen jou het, moet jy met hom gaan regmaak, want dan vervul jy eintlik die wet van liefde, want wat help het jy bring 'n offer en nog sonde in jou lewe, want jy is kwaad vir jou broer of hy vir jou, en daar's verskille. Ek praat nie van sake wat Mariete het nie, Paulus en Petrus het ook verskille gehad, hoewel hulle nie kwaad was vir mekaar nie. Hulle het net nie saamgestem oor iets nie. Kom ons kyk gou hier in 1 Samuel 15:22, daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Dis 'n vraag. Dan sê hy verder, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Daar's 6 naslaane oor daai skrif. So duidelik is die woord dat God eerder gehoorsaamheid soek as offerhande of offergawe. So dit help nou nie, jy bring jou offer na die gawe, na die altaar toe, en dat jy het nog iets teen jou broer nie. Nou verstaan mooi, hierdie is 'n offer wat jy aan die Here bring vir jou sonde. Die nagmaal is nie dieselfde ding nie. Die nagmaal is 'n gedenking aan die offer wat Jesus vir jou gebring het, oordat jou sondeoffer nie voldoende was nie. Jou testamentiese offers het nie gewerk nie. En nou wil mense dit nie gebruik nie, want hulle is bang hulle gebruik dit op 'n onwaardige wyse. En nou word hierdie twee met mekaar verwar. En dan wil iemand nie nagmaal gebruik nie. Kom, ek gaan net gou verduidelik, dat jy self in die woord kan sien waaroor dit nou uiteindelik gaan. As jy kyk in 1 Korintiërs 11 vers 17, ek gaan net vinnig hierdeur, maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom, nie ten goeie maar ten kwade. Dit gaan oor die nagmaal, nee. Want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. Maar hoor nou wat sê Paulus van skeuringe in die gemeente. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. So Paulus is nie baie gepla oor die verskilletjies nie, ons moet dit wel uitsort, maar hy noem dit nie 'n oordeel nie, hy gaan net vir jou wys waar die oordeel in kom. Hier gaan Paulus nou verder. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê julle gaan die nagmaal van die Here eet nie. Met ander woorde, of course eet jy die broodjie en jy drink die wyntjie, maar dis nie 'n ete nie, dis nie soos 'n uiteet nie, dis nie soos 'n feesviering, 'n party wat jy gaan hou, en jy gaan eet jou trommel dik nie. En ek gaan vir jou sê, wys, dit is wat Paulus na verwys hierso. Hy sê, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete,
en die een is honger en die ander is dronk. Met ander woorde, die ou het nie by die huis gaan eet nie, nou gaan hy by die gemeente, dit was nie kerk nie, dit was gebouwtjies of huisies, nou gaan hy daar om dik te eet, want hy het nou nie by die huis geëet nie. Dan gaan hy letterlik om te gaan lunch eet of aandete te eet. Dan, dis waar die oordeel kom, en ek gaan dit nou vir jou bewys. Hierso sê hy verder, vers 22, het julle dan geen huis om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God, en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. So hy raas bietjie met hulle, omdat dit verkeerd aangewend word. Nou verduidelik hy, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus Christus in die nag waarin hy verraai was, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Baie belangrik, doen dit tot my gedagtenis. Vers 25, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie is die beker in die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels, so dikwels, so dikwels. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, weer 'n keer gedagtenis. Want so dikwels, vers 26, ek sê dit weer, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wat 'n awesome manier om Here se dood te verkondig. Vers 27, hier kom die bekommernis. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of van hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Nou hier skrik almal verskriklik en dit is goed om te skrik en versigtig te wees, maar kom ons kyk verder. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Die Here verbied jou nie. Hy sê wel beproef jouself. Kyk waar die tekortkoming in jou lewe is. En dan wend jy juist die bloed en die liggaam van Jesus aan, omdat jy dit nodig het. Kom ons verduidelik dit so. Jy wil nou nie nagmaal gebruik nie, want daar's foute in jou lewe, of jy het iets teen 'n broeder. Nou wil jy vir my sê, jy gaan nou nie dokter toe nie, want jy wil eers gesond word. Word eers gesond, dan gaan jy dokter toe. Dit is nie hoe by die nagmaal werk nie, maar by die offer, by die altaar werk dit so. Wanneer God wil aanbid, en jy het 'n probleem met jou broeder, gaan reinig jou dan eers. Ek weet nou, soos enige wat aan tafel gaan sit om te eet, jy was jou hande, gaan maak jou skoon voor die Here, voor jy gaan staan en aanbid. Ons het nou nie meer van dit, dis daar lammertjie wat ons offer nie, maar ons offer ons lofprysing en ons aanbidding voor die Here. Nou wil niemand nagmaal gebruik jy, maar jy staan in die kerk en bid en sing, maar jy sê jou broeder, maar nou kom die nagmaal wat jou juist moet help, om oorwinning te kry oor die onvergewingsgesed, nou wil jy dit nie aanwend nie. En soos jy staan langs die bad met die seep, maar jy wil eers skoon word voor die bad. Dit werk nie so in die mense, ons kan dit nie so doen nie, want jy verag dan die bloed van Jesus Christus. Jy ag jouself onwaardig om deur Jesus gereinig te word en ergens so die prys betaal vir jou. Jy moet dan juist die nagmaal gebruik en beproef jy jouself en sê, Here, ek het 'n probleem met Kosie. Here, ek sukkel bietjie want hierdie ding het my baie seer gemaak, maar help my. Here, hiermee, deur hierdie bloed van Jesus en deur die liggaam van Jesus, vat ek nou hierdie nagmaal. Vir my is oorwinning. Help my, vergewe my omdat ek so sukkel om te vergewe. Want Here het gesê, ek gaan nie vergewe as ek nie vergewe nie. Maar Here, nou vra ek jy help my. Nou wend jy die nagmaal aan om jou te help om te oorwin, want jy het jouself mos beproef. En dan gaan nou iets oor beproewing ook sê in 'n paar versies verder. Want wie op onwaardige wyse eet, hier kom dit weer, en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Hy sê, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en aantal het al ontslaap. Want as ons onsself, okay, nee, ek wil net teruggaan hier so, hy sê, omdat hy nie die liggaam onderskei nie, het party al ontslaap. Een van die redes is hulle onderskei nie dat die liggaam van Jesus se wonde is vir jou genesing nie. Dan wend hulle dit nie aan nie en vat dit nie in geloof nie, dan gaan hulle dood. 'n Ander rede is omdat hulle die liggaam van Jesus, die gemeente onderskei as Jesus se eie liggaam nie. Dan minag jy mekaar in liefdeloosheid en dan kom die vyand en kry oop deur en hy kom verniel jou. Ander ding ook, as iemand vir jou kom bid en jy siek, nou onderskei jy hom nie as die liggaam van Jesus, jy dink, ag, is maar net ou broer Kosie. Al die tyd is dit die liggaam van Jesus wat vir jou kom bid. Want hy sê, wat die geringste aan my kinders doen jy aan my, en die geringste van my kleintjies, doen julle aan my. So jy moet die liggaam van die Here op 3 vlakke onderskei, veral in die wonde van Jesus. Ek moet gou klaarmaak voor die recording, so 10 minute verby is. Hy sê, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Met ander woorde sê, nogmaal gebruik jy nie beoordeel jouself, jy erken waar jou fout is, dan sal jy nie veroordeel word nie, staan dit.
Maar as ons geoordeel word, as jy nou skuldig voel, iemand profeteer dalk in die kerk oor jou, oor 'n fout in jou lewe, of jy voel skuldig. Hy sê, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie, natuurlik in die helse dood veroordeel word nie. Want die bloed en liggaam bevry jou juist daarvan. Daarom my broeders, hier kom die antwoord, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. Dit gaan om die liggaam wederzijds te onderskei en te respekteer en onderdanig te wees. En 34 kom die finale antwoord. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet. Nou kom hy met die antwoord, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom, sê Paulus. Met ander woorde, die oordeel kom in wanneer jy Jesus Christus nie gedenk nie en die nagmaal gebruik om jou maag vol te maak vir 'n ete en jy het geen onsagting, geen selfondersoek nie, geen respek vir die medekinders van die Here nie. Maar jy kan nie die nagmaal los, as jy 'n fout in jou lewe het nie, jy vat die nagmaal juis en sê, Here, hiermee vat ek my oorwinning, jy was my wit in die kosbare bloed, en nou, met hierdie nagmaal se bevestiging en my gedenking in die Here se leiding vir my, gaan ek met my broeder regmaak, want u gaan my help. Maar jy los nie die nagmaal as jy 'n probleem het nie, jy vat die nagmaal om jou probleem op te los. Net vir 'n laaste woordjie, hoeveel mense ken julle wat in die kerk kom, jy het so groot soos jou duimnaal 'n stukkie koekie, en jy het so 'n klein shooter glasie. Hoe kan jy dronk word van dit, en hoe kan jy 'n vraat van jouself van daai broodjie? So hierdie dinge die mense tot oneer, en tot 'n oordeel die nagmaal gebruik, is nie waar nie, want jy nie dik eet aan daai stukkie broodjie nie. So mense, gebruik die nagmaal, ek gebruik dit elke dag, ek en my vrou, by jou huis, doen dit oral, so dikwels soos julle aan hom dink, dan doen julle die nagmaal en dink aan hom. Gebruik dit baie, en vat jou genesing en oorwinning in Jesus naam, amen. Jy luister nou na Radio Nuwelie, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.